So kom ons word stil voor die Here. Here, as ons vanoggend Romeine 12 vers 1 voor ons oop het, as ek as individu hierdie teks voor my oop het, as ek as jong mens en as volwassene en as 'n senior lidmaat hierdie teks voor my oop het, Here, dan kan ek dalk dink wat hierdie teks van my vra. Maar dan kom ek vanoggend en sê, Here, kom breek U hierdie teks vandag vir my oop. Kom breek hom nuut oop. Kom wys vir my wat 'n lewensverandering U in my lewe soek. En hoe U wil hê dat ek as kind van God, as Christen, egte godsdiens voor U sal uitleef. Wat dit beteken, hierdie teks beteken in my ware aanbidding van U. Here, kom wys vir ons as 'n NG Gemeente Stella, hoe hierdie teks 'n totale lewensverandering, hoe U dit van ons kom vra in ons hele lewe, in ons menswees, in ons kerkwees. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Nou gemeente, vanoggend wil ek hê, dit gaan nie 'n teks wees wat ek hier 'n beeld gaan uithaal en sê, sjoe, verstaan hom nie. Vanoggend gaan ons in hierdie teks induik, en ek gaan hierdie teks uitmekaar uithaal. Dit gaan vanoggend 'n soort van 'n lering erediens wees, 'n Bybelskool. Ek gaan hierdie teks so hanteer, as jy hier uitstap, dan moet jy kan sê, wow, is dit wat dit beteken? En dat jy vir altyd, vir die res van jou lewe, hierdie teks sal onthou. Ek gaan dit so doen vir julle as jong mense, dat julle vandag hier sal uitstap en sê, mag Romeine 12 vers 1 altyd waar wees van my lewe, en so van elkeen van ons lewe. En kinders, volgende week gaan ek ietsie doen wat weer vir julle is, maar ek gaan dit ook so probeer doen, dat julle as kind sal verstaan wat hierdie teks van my vra. Nou, net so 'n stukkie agtergrond. Julle almal, veral die wat ouer is, julle weet mos nou die Heidelbergse Katekismus sê, is in 3 dele ingedeel, sonde, verlossing, dankbaarheid. Nou, dit is eintlik maar die 3 dele van die Romeine boek. Romeine begin daarmee dat ons sal weet hoe groot ons sonde en elende is, en dat ons nie daarvan verlos kan word nie. Dan lees ons in Romeine 3 vers 23, dat almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Dis hoe groot my sonde is, my elende. Ek het gesondig, ek het nie deel aan God se heerlikheid nie. Romeine 6 vers 23, wat sê, ek kan hom nou maar uit my kop ook opsê, maar ek is net bang ek sê hom verkeerd. Die loon wat die sonde gee is die dood, die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. En dan hier van Romeine 6 af, begin hy met, hoe kan ons verlos word van ons sonde? Deur die genade van God. Dan fokus hy op die genade van God, en hoe Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, en hoe die genade van God so groot was in ons lewe, en hoe ons kan lewe deur die Heilige Gees. En dan sluit hy Romeine 11 af, met die woorde waarmee ons die erediens begin het, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. 'n Loflied vir die Here. Hoe groot sy genade is, hoe groot ons elende was, ons is vasgevang in sonde, hoe groot die genade was, dat ons daaruit gered kan word. En in baie Christene se lewe stop dit daar. Dit stop daar wat ons besef het, ons was vasgevang in sonde, ons is uit genade gered, prys die Here. Ek het my hart vir Jesus gegee, ek lewe vir Jesus, Jesus is die Here van my lewe, en dan stop dit daar. En dan kom Paulus in Romeine 12 tot 16 en hy sê, dis een ding om die genade te ontvang, maar nou moet ons die genade gaan leef. Nou moet die genade 'n uitwerking hê
in elkeen van ons se lewe. En dit is waar Romeine 12 dan mee begin. En kan dit dan Romeine 12 weer lees in die Afrikaanse vertaling, en dan gaan ek vir jou 'n letterlike Griekse vertaling gee. Ek het die Griekse Bybel gevat en hom so woord vir woord gaan vertaal, en daar's 'n totale ander betekenis in as wat ons net hier lees, en daar gaan ek hom uitmekaar haal, en daar gaan elkeen van ons verstaan presies wat sê Romeine 12 en vra Romeine 12 vers 1 van elkeen van ons. En kom ons lees hom weer. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, op grond van die genade van God wat hy aan ons uitgedeel het. Op grond daarvan, kom Paulus, sê, doen ek 'n beroep op julle. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Nou kom ek gaan vertaal hom uit Grieks uit woord vir woord. Dan lees hy soos volg. Ek doen 'n beroep dan op julle, broers, deur die ontferming of deur die genade van God, om te gee julle liggame. Hierso staan om julle self te gee. In die Grieks word die woord somata gebruik, letterlik om te gee jou liggaam. Van julle as 'n lewende heilige offer aan God, die egte aanbidding van julle. Dit maak nie sin amper om hom so direk te vertaal nie, maar uit die Grieks kom daar 'n diep betekenis wat ek graag saam met jou vandag wil ontrafel. Nou, die heel eerste, voordat ons geroep word om onsself te gee, kom roep God ons om tot egte aanbidding te kom. Om God werklik te aanbid in opregtheid met ons hele wese. Verlede week het ons stil gestaan by Jakobus 1 vers 27. Egte en suiwer godsdiens, aanbidding van God die Vader, is om twee goed te doen, sê Jakobus, om weeskinders en weduwees, die wat nie vir hulle self kan sorg nie, in hulle nood by te staan en jou vry te hou van die besmetting van die wêreld. Vanoggend se fokus is, hoe lyk egte aanbidding van God? Daai woorde, en ek gaan dit nou weer herhaal, hy sê, om jou liggaam te gee, dit is egte aanbidding van God. Die Engelse woord worship, as jy God opreg wil worship, as jy hom opreg wil aanbid, dit is hoe 'n radikale lewe lyk, wat God in opregtheid aanbid. En vanoggend se tema is dan, is ek besig met die egte aanbidding van God in my Christen wees? En dis 'n ontsettende belangrike ding wat ons vanoggend ook moet briektrap en vir onsself vra. Is ek werklik besig met egte aanbidding? Nou, kom ons duik dan in verder en ons sê, maar hoe lyk egte aanbidding? Egte aanbidding vra 'n offer. Hy sê, gee julle liggame as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is. Kom ons staan net 'n bietjie stil by hierdie offer. Nou, ons elkeen sal weet vanuit die Ou Testament, offertaal is Ou Testament taal. In die Ou Testament was dit die gebruik, as ek gesondig het, dan het ek 'n dier gevat, ek het hom tempel toe gevat, die priester het hom geslag, ek is met die bloed besprinkel, en dit was die offerdier het in my plek gesterf, en ek is vergewe van my sonde. Maar dit was 'n tydelike ding, dit moes kort gedoen word.
En nou weet ons, en Paulus hanteer dit baie mooi van Romeine 1 tot 11, Jesus Christus is toe nou gestuur deur God die Vader om as 'n finale offer in ons plek te gaan sterf. En 1 Korintiërs 5 vers 7 sê ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Hebreërs 9, Hebreërs 10, Jesus Christus, die finale offer met sy eie bloed, nie met die van bokke en kalwers nie, was hy die offer in ons plek. En Hebreërs 10 is dan baie duidelik, dit was 'n finale offer vir altyd. Nou, as Jesus dan die finale offer was vir ons sondes, hoe kom Paulus dan nou by, gee jouself as 'n offer? Beteken dit nou, ek moet my liggaam gaan gee as 'n offer vir God? Jesus was dan die finale offer. Nee, ek en jy hoef nie ons liggaam te gaan gee as 'n offer vir ons sondes nie. Hierdie gaan oor baie meer, want Jesus was klaar die offer vir ons sondes. So, nou kom Paulus, en in die Afrikaanse vertaling sê hy, gee julle self. Dit is nie vir ons duidelik nie. Want as ek myself gee, wat gee ek? Maar in die Griek sê, gee jou somata, gee jou liggaam as 'n lewende en 'n heilige offer vir God. Kom ons kyk 'n bietjie wat dit beteken. My liggaam. Wat is my liggaam? Kyk, Paulus sê nie hier, gee jou hart vir Jesus nie. Gee jou denke vir Jesus nie. Hy sê, gee jou liggaam. Van kop tot tone. Gee jou hande. Gee jou oë, gee jou ore, gee jou mond, gee jou lyf vir God as 'n lewende en 'n heilige offer. Nou baie interessant. In hierdie tyd was daar die gnostici, vergeet daai woord. Maar hulle het gedink, jy kan jou liggaam is 'n oorpak vir jou siel. Dis soos 'n overrol vir jou siel. En julle wat met eisters werk en met vuil engines werk sal weet, voor jy aan daai vuil engine gaan vat, trek jy 'n overrol aan, dan word die overrol vuil, en as jy klaar is, trek jy hom uit en jy was hom. En hulle het geglo, die liggaam is maar net die overrol vir die siel. So, die liggaam kan maar vuil word. Met die liggaam kan ek maar seksuele sondes doen. Met die liggaam, ek kan met die liggaam doen eintlik net wat ek wil. Maar my siel, dit het alles te doen met my verhouding met God. En nou kom Paulus en sê, nee, God soek hierdie liggaam van jou en van my as 'n lewende offer vir hom. Jou oë, dit waarna jy kyk. Jou ore, dit wat jy hoor. Jou mond, jou lippe, dit wat jy sê. Dit wat jy met jou mond inneem. Dit wat jy met jou hande doen, daar waar jy vat. Alles, gee jou hele liggaam. Daar waar jy met jou voete heen loop. Dit hoe jy jou liggaam hanteer. Gee jou liggaam as 'n offer vir die Here. Want dit is die egte aanbidding. So, vriende, dit maak nou nie saak hoe jou liggaam vandag lyk nie. Is dit 'n kindliggaam of is dit 'n oom en 'n tannie se liggaam? Is dit 'n liggaam wat nie een plooi het nie of een wat al vol plooie is? Is dit 'n groot liggaam of 'n klein liggaampie? 'n Oue of 'n jonge? Is dit een wat fiks is of een wat onfiks is? Dit is een wat moet gaan vir 'n operasie of een wat nog nooit 'n operasie gehad het nie. Elke liggaam. Want onthou, as God vra, gee jou liggaam,
dan soek hy nie die volmaakte liggaam wat as 'n offer vir jou sondes gegee word nie. Jesus Christus het dit klaar gedoen. Hy het klaar dit betaal. En dit gaan dus oor, as ek my liggaam gee, dan gee ek my alles vir die Here. Dan hou ek nie terug nie. En as ek my liggaam gee, gee ek ook my hart vir Jesus. Ek gee ook my wil, my emosies, my verstand. Ek gee alles vir die Here. Ek vat letterlik my liggaam en sê, Here, hier is dit. Dit is nou u sin. Ek gee dit as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir God aanneemlik is. Kom ons kyk na die woordjie lewend. Anderste as 'n diereoffer, daai offer word doodgemaak. Maar 'n lewende offer leef. En hier dink ek so baie aan Gerda. Gerda kan vir my die lewe so geniet. As hy wakker word in die oggend, is hy op. Dit is 'n lekker dag om te lewe. Kom ons gaan lewe. En vanaand dan werk sy al dood in die tuin en sy doen wat ook al. En vanaand dan lê sy daar in die bed en sê, ja, dit was 'n lekker dag. Ek het gelewe. En dit is wat dit beteken. As ek my liggaam vir God gee, dan lewe ek vir God. Dan lewe ek met passie vir God. Ek hou niks terug nie. Ek gaan voluit. Daai lewende offer is letterlik 'n aktiewe, dinamiese, besig wees lewe vir die Here. Ek gee my liggaam om voltyd aktief besig te wees vir die Here. Daar waar die Here my roep, daar gaan ek. Daar waar ek nood sien, daar stuur die Here my met my liggaam. Want my voete moet my gaan dra om hulp te verleen. Ek is besig om my lewe vir die Here aktief weg te leef. Want ek het my liggaam, my lewe vir die Here gegee. En dan 2 woorde nog. Dan gaan ek dit saamvat. Hy sê, gee hom as 'n heilige offer vir die Here. Heilig beteken letterlik afgesonder, eenkant gesit, vir spesiale gebruik. Gee jou liggaam vir die Here as 'n spesiale offer, dat hy dit spesiaal kan gebruik. Nou vriende, dit is die egte aanbidding. Dit is wat God van ons vra. En kan ek net gou nog die ander woord ook gebruik? Hy sê, wat vir God, 'n heilige offer, wat vir God aanneemlik is. En nou kan ons die vraag vra, is 'n heilige offer nie vir God aanneemlik nie? Hoekom het hy sê 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is? En hier is waaroor dit gaan. Dit gaan oor God. God is die sentrale punt waaroor alles gaan in ons lewe. Dit gaan oor God. En kom terug by Genesis. God het ons geskep as sy beeld, sy verteenwoordiger in hierdie wêreld. Ons het gesondig, ons het afgedwaal. En God het in Jesus Christus ons geroep. Hy het ons gered. En nou kom hy en hy sê, maar jy's nog steeds my beeld en verteenwoordiger. Gee jou liggaam as 'n lewende en 'n heilige offer vir God. Dit is egte godsdiens. Dit is ware aanbidding. Daai woorde in Grieks, dit is egte godsdiens. Egte aanbidding van die Here is baie meer as om net jou hart vir die Jesus te gee. Is toe baie meer as om net kerk toe te kom en 'n loflied te sing. Is toe baie meer as om net so nou en dan 'n kollekte of 'n offergawe te gee. Egte aanbidding van God is baie meer as net 'n lidmaat wees van 'n gemeente. Egte aanbidding van God is om te sê, Here, hier is ek. Van my kop tot my tone, van my vingerpunte tot my hart, alles. Hier is ek, Here. Ek gee myself vir U. Gebruik my soos U wil. Dit is egte aanbidding.
Nou, hoe kan ek dit dan saamvat? Ek dink in een woord. As ons lewe, ons liggame vir God gee, dan gee ek my liggaam, kan ek die woord gebruik, my gedrag vir die Here. Ek gee alles wat ek met hierdie liggaam doen vir die Here. My totale gedrag, alles wat ek met my hande doen, met my voete doen, alles wat ek met my oë kyk, alles wat ek met my ore hoor, alles wat ek met my mond sê. Ons het verlede week in Jakobus gelees, 'n Christen kan nie soos 'n slang 'n gesplete tong hê nie. Jy kan nie met in die een oomblik iemand vloek en in die ander oomblik 'n lofprysing doen nie. 'n Christen gee alles vir die Here. My tong, alles wat ek inneem, my seksualiteit, alles gee ek vir die Here, want ek het my liggaam vir die Here gegee as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. En as ek dit doen, dan sê ek, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my. Dis nie die ouderling en die diaken wat gebruik word nie. Hier is ek, Here, stuur my, hierdie liggaam, om vir u te werk. Hoe lyk dit prakties? Paulus sê vir ons, hoe lyk dit prakties? Kan ek dit vir jou lees? Romeine 12 vers 9 tot 20. Hy stuur ons om te gaan lief hê. Hy sê die liefde moet opreg wees. Verafskeid wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin 'n voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes. Laat dit aan die Here oor. As jou vyande honger is, geef hulle iets om te drink. As hulle dors is, geef hulle iets om te eet. As hulle dors is, iets om te drink. Want deur dit te doen, maak julle vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kan jy sien? Dis radikaal anders as om te sê, ek het net my hart vir Jesus gegee. Ek het myself vir Jesus gegee. Ek het myself as 'n offer vir God gegee. En wat hy my ook al vra om te doen, dan gaan doen ek dit met hierdie lyf wat hy vir my gegee het. Ek gee my liggaam as 'n lewende en 'n heilige offer vir God. 1 Johannes 4. Hy plant dan nou sy liefde in my en hy stuur my om liefde te gaan lewe. Galasiërs 5 vers 22. Hy gebruik hierdie liggaam om vrug te dra van die Heilige Gees en ek gaan leef liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid, selfbeheersing aan almal uit. 1 Korintiërs 6. Hoekom doen ons dit? Hoekom vra God dit van ons? Want 1 Korintiërs 6, daar staan, as ek hom net hier kan kry, ek het nie my merker ingesit nie. Hy sê, daar vanaf vers 18, ek het my liggaam vir die Here gegee, dan sê hy, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. En elke ander sonde wat 'n mens doen, van buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam.
en dan hier ook 'n kern, of besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. En mooier kan ek dit nie sê nie. Ek gee myself, my liggaam as 'n offer vir God. En hierdie liggaam van jou en my is ook die woonplek van God. Die Heilige Gees woon in ons. En hoekom gee ek my liggaam vir God as 'n lewende en heilige offer? Want Jesus Christus het klaar hierdie liggaam, in jou liggaam, gekoop met die bloed van Jesus. Hy het klaar die prys betaal. Dit is toe al die tyd nie meer myne nie. Nou vat ek nie dit wat eintlik aan God behoort en ek sê, hier is dit. My liggaam, u sin as 'n lewende en heilige offer. En dan, ek sluit aan by 2 Korintiërs 3 vers 18, die preek van 2-3 weke gelede. En dan kom God, deur Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. En hy kom weerspieël die heerlikheid van Jesus, deur jou en my, deur hierdie liggaam. Dan kom hy en hy weerspieël die heerlikheid van Jesus. Gemeente, jong mense, elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Ek dink ons elkeen kan sê, ek het al my hart vir Jesus gegee. Ek het tot bekering gekom. Het jy al bewustelik jou liggaam vir God gegee as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is? Jou liggaam vir hom gegee om te sê, Here, hier's hierdie liggaam. Gebruik hom tot u eer. Stuur my voete, laat hulle loop waar u wil hê ek moet loop. Gebruik my hande om te kan gee en te gaan help waar u wil hê ek moet help. Gebruik my mond om te gaan hoop gee, te gaan bemoedig waar u my stuur om dit te doen. Het jy al jou liggaam vir God gegee as 'n lewende en heilige offer? Want dit is egte aanbidding van God. Ek gee vir jou tyd vir stil gebed en dan gaan ek 'n gebed bid wat ek hier rondom uitgewerk het. En jy kan dalk nou in jou hart dan saam met my bid. Here, vandag kies ek om my liggaam aan u oor te gee as 'n lewende offer, sodat u my liggaam, my menswees, alles wie ek is en het, kan gebruik op watter manier u ook al kies in u koninkryk. Ek sal gewillig wees om dit te doen, want dit is u wat my roep om dit te doen, en dit is u liggaam. En Here, met my hele hart, kom beloof ek nou, Here, dat ek vandag, en dat ek nie weer sal verander nie, my hart, my wil, my emosies, my gees, my hele liggaam, met alles wat ek het, met alles wat ek besit, met alles wie ek is, dat ek dit vir u gee as 'n lewende en heilige offer, en dat ek dit nie weer sal terugvat om vir myself te lewe nie. En dat ek die res van my lewe u op so 'n manier wil aanbid, want dit is egte godsdiens. Van vandag af dan, Here, gee ek myself heeltemal oor aan u. En wanneer u praat en wanneer u roep, sal ek luister en sal ek u gehoorsaam. En Here, seën my nou ook in my liggaam, dat ek tot seën kan wees vir mense om my. In Jesus naam bid ek dit. Amen.